want is in daai stilte waar ons die Here se stem kan hoor net. Sure. En as ek en jy in hierdie lewe wil kry wat ons soek, moet ons die Heilige Gees in ons spasie innooi, sodat ons kan stil word. Hallo Gerrie, hoop het gaan goed. Ja, is altyd goed as ek met jou kan kuier, so na naweek spesiaal. Dis altyd 'n glimlag op my gesig. Veral as ons nou so besig is met so lekker reeks. Ja. Die lewe as 'n lied. Ja. Nie is 'n lied nie, as 'n lied. Ja. Week nommer 2 en dis mens moet dit met 'n baie diep Afrikaanse aksent sê, op soek na meer. Ja, op soek na meer. Nee, so die vraag is wat ek jou miskien wil vra, have you found what you're looking for, yes? So, dan daar raak ek emosioneel want jy kan sommer daai liedjie in jou agterkop begin hoor speel, daai seker een van die bekender inleidings rooftops en dan daai gitaar van Edge van YouTube wat so inkom. Ja, dit is baie uniek. Ek sê nie daar's 'n sekere liedjie met die naam van Raise Hallelujah, by dieselfde ding probeer doen net nie. Maar nietemin, I still haven't found what I'm looking for. Ja, week 2 in ons reeks oor die lewe as 'n lied en gister het ons bietjie gesels oor die hele idee van ons soeke na meer en het ons al gevind wat ons soek in die lewe. Sure. En is eintlik 'n groot, ek dink een wat ek aan geluister het gepraat van die opdrag wat die Here gegee het. Gaan voort en vermenigvuldig. Ek dink dit is arme Eva, maar vir Noag ook, gaan voort en vermenigvuldig is daai soeker, daai ambisie wat ingekom het en hoe om dit te hanteer, want ons soek. Ons almal soek. Ons soek en baie keer die verkeerde plekke. Ja. En die menslike hart is 'n hart wat soek, né? Ja. En ons het dit lees dit van die begin. Jy gaan vat ons nou al Genesis toe. Maar van die begin van tyd af soek die mens net. Ja, maar iets ongelukkig soms na die verkeerde goed. Ja, Bono het nogal redelik geskryf daarso. Hy skryf in hy song vir hom sê die volgende. Hy sê I've spoken with the tongues of angels. I've held the hand of a devil. It was warm in the night, it was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. Sure. Dit is eintlik profound, né? Ja. Van hierdie ou wat sê ek het alles in die lewe probeer. Ek het die hand van die duiwel vasgehou, ek het die tale van mense en engele gepraat en ek soek nog steeds na iets net. En dis die vraag wat ons gister gevra het. Ja, en dit sê iets van as jy dors is, soek jy water, as jy honger is, soek jy kos. So wat nou sê ons soek, maar dit is voel vir my half is andersom. Want ons sê nie ons is nie lus vir water nie, ons soek nie water nie, want ons weet as ons dors is, soek ons water, ons is nie honger nie, so dis nie kos wat ons soek nie, maar ons soek iets, maar nou moet ons eintlik agterkom, en dis die belangrike ding wat ons baie keer mis, is dat jy moet besef wat is dit wat jy soek voor jy vir dit soek, maar nou soek ons, voor ons weet wat ons voorsoek. Ja, ja. En Salomo sê dit die volgende, nou, kyk die Bybel sê dat, al die Bybel sê nie so nie, maar Salomo was 'n slim ou gewees. Ja, wel, al het hy 700 vrouens gehad. Jy kry wyse besluite en dan kry jy gevaarlike besluite. Was 700 vrouens, nee, ek bedoel, hoe slim was 'n man gewees? Jy kan so slim wees dat jy gevaarlik slim is. Ek dink daai, ja. Maar hy skryf die volgende, laat ons nou vir Salomo daar los waar hy nou rustig lê. Hy sê die volgende in Prediker 1 vers 2 sê hy, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Jy het so hierdie slim ou kom en hy sê die lewe is al vir die sirkel, né? En daar's geen sin aan enigiets nie. Daar's die soeke en ek soek en ek kry nie en die lewe is eintlik maar meaningless. Ja, en ek dink baie van ons vind onsself in daai plek. En miskien nie gereeld nie, maar jy was al iewers gewees waar jy wat maak dit sin? Ja. Hoekom is ek hier? Hoekom vind ek myself hier so? Hoekom is ek besig met die goed wat ek besig is? Ek kan talle male aan dink in my lewe wat ek besig was om iets te doen en self wat ek gedink het dit vir die Here is. Snaaks genoeg wat ek hier so staan en sê, wat is ek mee besig? Dis nutteloos. Wat soek ek hierso? En daai ding van gewillig as jy 'n klomp seentjies by 'n plekke kry, wat soek julle hierso? Ja. Dan en dis ek dink baie die mentaliteit van dit, ja. So daai gedagte is dat ons almal is op soek en ons probeer daai soeke volmaak met goed, né? Ja. Ons probeer dit volmaak met aardse goeders. Ons probeer dit volmaak met verhoudings. Ons maak dit vol met addictions. So. Ons maak ons harte vol, maar nadat ons al goed probeer het, en dis eintlik wat Salomo probeer sê, dan is ek eintlik nog steeds op soek na eintlik nog steeds iets. Dis baie soos in die ou dae, Gerrie, jy sal onthou. Die ou dae. Die Toyota Tazz. Ja. Daai ene en ek onthou. Die manne het daarin gedrop, hulle het vir my
system ingesit, hulle het vir hom pype ingesit, hulle het Alles. die carburetors gestel, hulle het hom getune, dat daai ding so vinnig as moontlik, en dan nog steeds is dit net nie genoeg, jy sit hulle 'n drukvlekkie op, en dan kom daar 'n ou in 'n Porsche verby, en dis eintlik wat ek soek, ek soek die Porsche, maar ons is so besig om daai Toyota Tazz van ons te custom. Ja, want dis die gevaar, nee, van, Ja. as jy nog nie gekry het waarna jy soek nie, jy kyk rond. En jy kyk na ander mense, jy kyk na ander goeders en jy vergelyk jouself en die hardste ding van die lewe is Rias, daar gaan altyd 'n ou wees met 'n mooier Tazz. Daar gaan altyd iemand wees wat ryker is, jy is slimmer as jy is, mooier as jy is, beter as jy het net en as jy begin rondkyk na die goed aan buitekant toe om jou bol vol te maak binnekant toe. Ja. Jy gaan altyd soek. Want dan gaan altyd nog iets meer wees om te kry en soek. Dis daai God groote gat wat in jou is. Ja. Daar's gat in jou lewe, in jou wese wat so groot is soos God. Ja. Wat ons nie kan eers dink hoe groot dit is nie. Net God kan daai gat volmaak. En nou prop ons goeders daarin en dit is verskriklik gevaarlik want daai goed gaan kruip in en hou vas. En dan gaan jy nooit kry wat jy soek nie, man. Daai vervulling kom net nie en dis slegs by die Here. En dis die uitdaging van die mens, nee, dat ons aanhou soek, al weet ons, daai leemte is daar, dat ons nog steeds bly dit volmaak, met goed wat tydelik is net, nee, ons is op soek na ware vreugde, ons is op soek na regtig waarlike innerlike vrede, en identiteit en vervulling, en ons probeer dit kry, nie goed aan die buitekant, en dit gee dit vir ons vir 'n oomblik, ja. Maar na die oomblik weg is ons is op soek na eintlik iets wat vir altyd daar is. Ja, ek dink soveel stories van ouens wat die rykste mense in die wêreld, wat doen hulle met al hulle geld? Hulle gee dit weg. Ja. En is dan die ouens wat berge klim. So 'n bietjie van dit gee, as hulle kyk vandag. Ja, hey, hoekom nie? Ons miljoene kykers daar buite. Ons het nog steeds nie daai Stanley bekers nie. So as enige outdoor winkel asseblief, ons is hier. Ons is trots geborg deur niks nog nie. Maar ek dink daai idee is die hele tyd sien jy mense wat iets wil bereik en is wonderlik. Ons moet uitgaan en die red vir ons daai gegee gaan voort en vermenigvuldig. Maar vervulling lê nie by die feit dat jy Everest geklim het of dat jy die vinnigste mens op die aarde is nie. Ek snaaks nou weer 'n spoedstorie wat wat ek op onderbeheerde omstandighede met 'n sekere motorfiets op 'n sekere baan wat beheer was, gekyk het hoe vinnig ek met 'n sekere motorfiets kan ry en om met GPS en alles en dit is toe mooi 321 nie 123 nie 321 en toe ek daar klaar is ek sê dit is die vinnigste wat ek in my lewe ooit was op grond en alles en dit is so ongelooflik. Maar sjoe, dink jy nie soos 3 sal mooi wees nie. En dadelik wil jy want dit maak my nie vol nie. Ek bereik dit is tipies daai Jack Russell wat die tyre gevang het. Wat doen ons? Ja. En dit moet ons dan skuif om te sê dat weet jy wat, al hierdie goeders om iets te bereik om te gaan en vermenigvuldig is so belangrik vir wie jy is, maar dit gaan jou nie definieer, dit gaan jou identiteit of jou geluk of jou vrede bring. Ja. En jy kan na die huwelik het ook toe terugtrek. Jy kan gaan geluk en gaan vrede en al daai goed gaan soek by jou vrou in die huwelik en ongelukkig gaan dit nie gebeur nie, want geen mens kan dit dra nie, want geluk lê by die Here. Absoluut. So gaan soek jou huwelikse geluk by die Here en dan sal jy 'n gelukkige, gesonde huwelik hê. Maar nog steeds soek ons daai iets en dit is gevaarlik, dit is verskriklik gevaarlik. Ja. Daar's 'n storie in Markus Rias van hierdie ryk man. Die Bybel sê die ou was ryk en toe sny vir Jesus en hy het aan Jesus se voete geval en toe vra hy vir Jesus, hoe moet ek die ewige lewe kry? En dan sê Jesus vir hom, jy moet die Here jou God lief hê. En dan sê Jesus vir hom volgende, hy sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en dan kom volg jy my. So ons sien hierdie ou, hy's op soek na iets. Hy het 'n klomp goeders, hy het daai Tazz en hy het al daai goeders. Maar ons sê is daar daai leemte, nou kom hy na Jesus toe en hy sê vir hom, luister so, ek soek jou, so wat moet ek doen om dit te kry wat jy vir my wil gee? Dan sê Jesus vir hom, lê neer wat jy het. En ons sien hy was nie bereid gewees om dit te doen nie. Joch, dit is die groot probleem baie keer met ons as mense, nê. Ons weet eintlik wat die antwoord is. Want Jesus is die antwoord, nê. Hy is die antwoord vir ons gebrokenheid, hy is die antwoord vir ons stikkenheid, hy is die een wat vir ons, hy is die prins van vrede, hy is die ene wat ons genees. Hy is die antwoord op wat ons soek. Maar dan is ons nie bereid om die goed neer te lê wat ons weghou van Jesus af nie. En ons hou dan dit vas, al weet ons dit gee nie vir my ware vervulling nie. En dit is die hartseer ding van mens wees net, nee, want om Jesus te volg, moet ek en jy goed neerlê en vir goed nee sê, sodat ons kan die oorvloed lewe leef wat hy vir ons beplan het.
Daar's 'n mooi voorbeeld, 'n baie wyse man met die naam van Bruce Lee het gepraat van jy moet na jou lewe kyk soos 'n glas water. Ja. En die eerste ding wat hy gesê het, dat as jou glas vol is, kan ek jou niks leer nie. Ja. Gooi uit jou glas. Ja. Dis wat ons baie keer doen, ons gaan na die Here toe en ons sê, Here, vul my. En dan sê die Here, maar jy's nog nie leeg nie, jy het hierdie glas vol water, en wys hy, gooi die water uit, want dan gebeur is, as jy toelaat dat die Here jou vul, en jy hierdie beker oorloop dan, my beker loop oor Psalm 23, daai water vloei dan in ander se lewens ook in. Dis die belangrike ding van om te sê, ek maak my glas leeg, en nou kan die Here my leer, en hy kan met my werk, maar voor daai punt, gaan dit so oor ons, en dis baie praktiese konsepte, sê net maar, ons weet die woord sê, dat jy moet jou kruis opneem. Nou wat baie keer gebeur, as ons daai hoor, dan dink ek dadelik aan, ek weet presies waar die kruis is, en ek weet presies wat dit is wat ek moet optel, en die Here sê, wag, jy soek nou verkeerd hierso, want ek gee vir jou. Ja. Jesus het gebid en gesê, Here, neem die beker van my af weg. Ja. Daai tipe kruis wat jy moet optel, is nie ene van, okay, ek het die idee, hierdie 50% gaan ek weggee nie. Want selfs in jou roeping gaan soek jy op jou eie manier, jy gaan soek die roeping, en jy gaan soek die God nie. En so, dan kom jy by die punt waar jy dan hierdie kruis op tel en jy loop met hom, maar dis ook nie eers eintlik wat jy moes gesoek het nie. En die Here kom en sê, skraap alles. Kom en sê, waar begin mense as mens soek? Wat doen jy die heel eerste ding wat jy, en ek dink soos jy genoem het, stil. Ja, Wees stil. Want daai stil is 'n belangrike stil net, nee. Bono in sy liedjie gebruik baie keer stil. Ja. En ek dink, as ons by die antwoord kom van vandag, dink ek moet ons beweeg van stil na stil. Ja. Want is in daai stilte areas waar ons die Here se stem kan hoor net. Sure. En as ek en jy in hierdie lewe wil kry wat ons soek, moet ons die Heilige Gees in ons spasie innooi, sodat ons kan stil word, sodat hy met ons kan praat, sodat die goed wat ons soek, in ons harte beantwoord kan word net. Ja, en ek dink as mens dink aan musiek, lewe as 'n lied, in 'n liedjie besef mens nie altyd dat die spasies tussen die note belangriker is as die note self nie. Want jy kan 'n klomp note na mekaar speel, en dit gaan net note na mekaar wees. Ja, dis interessant. Maar dis daai spasies, soos, as jy dink die bekendste liedjie wat geen note het nie is, ja, so dis vinnig stadig. Ja. Dis spasie. Dis spasie. En in enige liedjie is die spasie definieer die tyd wat tussen dit is. Ja. En dit maak die lied. Jy kan 'n klomp note hê, 'n klomp inligting, jy kan besig wees met die regte goed, maar jy gee nie daai stilte nie. Jy gee nie daai spasie vir die lied om te vorm nie. Ja. En so kom ons dan by waar ons moet sê, Here, ons moet stil wees en weet. Ja. Dat hy God is. Ja, nie dink aan die antwoord of dink aan die vraag terwyl hy besig is om ons doen dit mos as iemand vra of iemand nie saam met jou stem nie, voor hy sy punt maak, het hy al klaar my punt. Ja, jy luister nie. Ons doen dit met God ook, absoluut. Wat nie eintlik iets is wat goed uitgewerk het vir enigiemand nie. Nog nooit nie. En so moet ons dan sê, om hierdie lied te kan sing en die lied te kan doen wat ons lewe noem, is daai spasies verskriklik belangrik. Ons moet hulle gaan soek. Ons moet gaan soek vir, ek kan nie net die hele tyd note na mekaar, ek gaan moeg raak of ek gaan uitgeput raak of gaan met die verkeerde liedjie besig wees. So, kom ons maak hy stilte, kom ons vind daai spasies, en dan gaan jou lied anders te klink as die normale, en dis interessant as jy kyk na daai liedjie wat Queen geskryf het, dit was Brian May wat met daai idee gekom het, hy wil hê almal moet saam sing, en so het hy toe gesê, weet jy wat, kom ons doen dit, dan gaan die hele gehoor kan saam, en mens daai die World Aid wat hulle gehou het, ek onthou dit, duisende mense gehad wat daai gedoen het, en is ongelooflik om te dink, dis nie Freddie Mercury wat geskryf het nie, dis Brian May die gitaarspeler wat gesê het, maar ons soek net spasie. Ja, spasie. Daai stilte net, nee. So eintlik wat jy sê is dat as ons die lied wil hoor van die Here, moet ons stil raak. Ja. En dit is die probleem met die mens, nee. Ons wil nie stil raak nie. Ons wil gehoor word. Ons wil ons stem hê, en veral in hierdie wêreld waar ons vandag woon, het vir almal regte het en alles gepraat word rondom my en ek. Nooi die Here ons uit om stil te raak, sodat ons sy lied kan hoor net. Maar dit gebeur in daai spasie. En dis wat ons as Christene definieer en anderster maak, in jou Joodse geloof, in die Hebreëse Bybel, en die wat tog in daai geloof is die groot definisie van dit is om, ons roep uit na die Here, en die Here haal ons uit daai omstandighede uit. Ja. Dis hulle liedjie. Toe Jesus kom, toe sê hy, wag, Christene en om my te volg is anderster. Jy is in daardie omstandighede. As jy na my toe uitroep, gaan ek jou nie noodwendig uithaal nie, maar ek gaan jou versterk, en ek gaan vir jy die gereedskap gee om daar deur te kom. Dit is jou lied. En ons moet dan sê, Here, in hierdie geraas, in al die geluide wat gemaak word, wat is die stil in die spasie, sodat ek die liedjie kan identifiseer, die melodie of die harmonie kan identifiseer wat U mee besig is, en dan kan ek
saam sing. Ja. Al is daar al hierdie goed aan die gang, ek Al kan die geraas. saam sing. Jesus in Matteus 6 vers 6 in die message sê dit so mooi, hy sê, here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can imagine. The focus will shift from you to God and you will begin to sense His grace. En dit is so mooi net, nee? Interessant genoeg, hulle het nie gaan Bybel lees nie, want dit was nog nie daar nie. Dit is altyd vir my ding, as die ou stilte tyd, ja, dit is toe Matteus gaan stilte tyd hou, toe hy Matteus 4 vers 5 gelees. Nee, Daar was niks. Niks nie. En dis wat hulle gedoen het. Jy kan nou nie dink, jy moet 'n antwoord gaan soek, 'n gemeentelid of iemand sê, of jy sit met 'n probleem, ek kan nie nou gaan Efesiërs gaan sit. Jy gaan na daai plek toe, en jy hoor die lied van die Here. En dit is so belangrik, en ons mis dit so baie, ons is so besig in daai ding van soek, en ons soek die antwoord die of ons soek, en ons wil hierdie ding, en so dat ons nooit net gaan wees by God. Ja. Wat moeilik is, ek sukkel om stil te sit, maar ons moet, daar's nie miskien nie, dit is, as jy wil melodie sin maak, raak stil, soek Raak stil. So wat ons vandag, vanmiddag, vanaand, vir mense wil sê, is dat, wat jy soek is Jesus. Ja. Jy gaan dit nie volmaak met enigiets anders nie. Maar om die lied te hoor van Jesus, moet jy stil raak, moet jy bereid wees om goeders neer te lê net. En dis die uitnodiging van vanoggend, nee, dat Jesus wil graag sy lied vir jou speel, sing. So maak jou hart oop en hoor die lied van die Here. Ja, Gary, dankie. Mag jy 'n goeie dag verder hê, en almal wat luister en kyk ook dieselfde. En sien dan weer volgende week. Volgende week.